Ons gaan saam lees, en julle kan saam met my oopmaak, uit 1 Konings 19. So, wat ons nou lees, volg daarop dat, ek dink is 550 Baal-profete, wat Elia gegryp het en doodgemaak het na die insident op Karmel, waar hulle tot hulle gode of afgod gebid het, en hulle offeraltare nie aan die brand gesteek het nie, en Elia dan eintlik nogal so bietjie, om vergryp aan God se mag, wat ook nie nice is nie, en sê nee, maar gooi sommer water oor die altaar en allerhande goeders om nog hierdie mense uit te tart, maar okay, hulle het afgode aanbid, en dan laat die Here hierdie altaar waarop Elia se offer is, uitbrand. Dis net die altaar brand uit nie tot die sand rondom dit. Nee, dis soos hierdie verterende vuur wat gebeur het, en nou het hy al hierdie profete doodgemaak, en julle gaan nou hoor, as julle hoor wie Jezebel was, hoekom sy nou so briesend is vir Elia. Ons lees saam met 1 Konings 19 van vers 1 af. Agab het vir Jezebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Jezebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy het self egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan lê hy, en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. 'n Engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar die fluistering in 'n windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord, ek het my hart en siel gewy aan u saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aankom, moet jy Gehaziel salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat uit Abel Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Gehaziel se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak, en wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Nadat hy daarvandaan weggegaan het, kry hy vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg met 12 spanne en 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbygeloop het, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê,
laat ek tog net my pa en ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek kan jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag 2 osse, en met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Met die oog op ons boodskap, kyk ons in die besonder na vers 12b. En na die vuur was daar die fluistering van die windstilte. En dan moet jy ook sien, Elia se reaksie in vers 13, toe Elia dit hoor, het sy gesig met sy mantel toegemaak. Nou weet ons, die Bybel leer vir ons, niemand kan God aanskou en bly leef nie. Nee. So as Elia sy gesig met die mantel bedek, dan is dit vir ons ook die teken dat hy daar die Here gesien het, en of dat die Here daarin hom verskyn het, in die gedruis van die sagte windstilte of sagte koelte. Al die vertalings vertaal dit verskillend. As jy na hierdie verhaal kyk, is daar nogal konteks om in ag te neem. En die konteks wat jy in ag moet neem is om eers net 'n idee te kry van wie was Agab en Jezebel, en dan wie was Elia, en wat het in Elia se lewe gebeur. So Agab was die koning van Israel, die noordelike ryk. Hy was die seun van Omri, hy het 22 jaar lank geregeer, jy kan daarvan lees in 1 Konings 16. En daar staan, hy het as koning meer boosheid gedoen as al die konings voor hom. So, as al so van hierdie ou getuiging geskryf word, dan beteken dit dat hy nogal bad was, nee, dat hy het regtig slegte goed gedoen. En die slegste ding wat hy gedoen het, is om toe te laat afgodediens ingevoer word. En dit bring ons by sy vrou, Jezebel. Jezebel was 'n heidense prinses, dogter van Etbaal, koning van die Sidoniërs, ook in Koning 16 kan jy daarvan gaan lees. En sy was 'n aanbidder van Baal. En plaas daarvan dat hy sterk staan in sy geloof, en onthou, 'n koning van Israel moes die wet aan hom dra. Hy moes dit lees, hy moes dit ken, hy moes die wet van die Here vir die volk leer en modelleer. En hy het nie. Hy laat sy vrou die aanbidding van Baal en Asera in Israel bevorder en inbring. En hulle bou tempels en allerhande goed om hierdie afgode te aanbid. So hy het 'n aktiewe rol gespeel, nie net in die vervolging van die verbondsverhouding wat die Here het met sy volk nie, maar ook in die vervolging van God se profete. Hierdie ou het direk in opstand gekom deur die Here. Hulle het afgoderry bevorder, Agab en Jezebel. Hulle het 450 Baal-profete en 400 Asera-profete in die land ingebring en hulle ondersteun. Daar staan in een van die tekste, laat roep die Baal en Asera profete wat sit en eet aan die tafel van Jezebel. So, dit word vir ons baie duidelik dat hulle vir hulle gesorg het, dat hulle die profete selfs eintlik as hoogheiliges gesien het. En dan vervolg hulle God se profete. Hulle maak baie van die profete van die Ou Testament dood, en hulle doen net bose goed. 'n Verhaal wat uitstaan in Agab se lewe is die verhaal met sy onderhandelinge met Nabot. Julle kan onthou dat Nabot het 'n wingerd gehad wat hy graag wou gehad het. En Nabot het geweier om hierdie wingerd aan hom te verkoop. Jy kan daarvan lees in 1 Konings 21. En wat het hy gemaak? Hy het hom laat doodmaak. Maar waar kom sy plan om vir Nabot te laat doodmaak vandaan? Hy het morbied en bedruk, weet soos 'n man wat nie sy sin kry nie. Julle weet hoe maak ons, nee. Hy het so by die huis aangekom, en toe sien Jezebel dit, en sy was nie lus sy streke nie, toe sê sy, okay, maar hier is vir jou plan, gaan maak hierdie ou dood, en hy gaan maak hom dood, sodat hy sy eiendom in besit kan neem. So, daar's baie oploop van goddelose goed, wat die koning en sy vrou doen, en die koning moes eintlik die voorbeeld wees vir die volk. Dan kry ons aan die ander kant vir Elia. Elia was 'n profeet van die Here, en hy het die guns van die Here regtig waar baie grootliks geniet. Kan ons sê dat iemand bederf is met God se goedheid? Want ek dink, as mens so kan sê, kan jy eintlik vir Elia hier aan pin. Dat die Here so baie groot goed, en ons gaan nou daarna kyk, in Elia se lewe gedoen het, dat hy eintlik bietjie bederf geraak het, met hoe die Here met hom werk, en wat die Here als doen. Een van die goeters wat vir my nogal regtig moeilik verteerbaar is dat net voor hierdie verhaal waar hy vlug, het die volk, of 'n groot deel van die volk, weer herken dat die Baal-profete is vals, en herken dat God die ware God is, na hierdie gebeure op die berg Karmel. En daar's nooit 'n ding van dat hulle na hierdie belydenis, dat hy na hulle toe gaan, as sy ondersteuningsnetwerk nie, maar
hy maak dit so 'n bietjie oor homself. Nou, dit is moeilik, nee, hy was in 'n situasie van lewe en dood, maar hy vertrou nie op die Here nie, hy vertrou nie op hoe God goed doen nie, en hy kyk net vas in sy eie situasie en hoe goed vir hom verkeerd loop. Maar hoe het hy op hierdie punt gekom? Nee, kyk bietjie na sy lewe. Daar's verskillende dinge wat in Elia se lewe gebeur, en die oomblik toe God nie met 'n wonderwerk goeders in sy lewe oplos nie, of met 'n onmiddellike wonderwerk nie, toe raak hierdie ou so moedeloos dat hy gaan lê onder 'n boom en hy wens hy gaan dood. As mens kyk in die aanloop van sy lewe in 1 Konings 17 tot hier by 1 Konings 19, dan sien ons klomp verskillende goeders wat met hom gebeur, wat God regtig waar wonderwerke doen in hierdie ou se lewe, en hy gewoond raak, dis die manier van werk, dis wat God doen in sy lewe. Hy raak so gewoond aan, as ek in die moeilikheid is, laat die Here hierdie groot ding gebeur, sodat ek uit die moeilikheid uit kan kom. As ek in gevaar is, dan gee die Here my 'n plan om dadelik uit hierdie gevaar uit te kom. So die oomblik toe hy in 'n situasie is waar die Here nie onmiddellik iets groots laat gebeur nie, toe twyfel hy in die Here, en hy twyfel daarin dat God besig is om te werk. Dink aan toe Elia vir Agab gesê het dat daar gaan droogte oor die land kom, totdat hy Elia sê, die droogte hou op. En nie net reën nie, maar die dou waarvan daai oostelike wêreld so afhanklik was, dit hou op. Toe vlug hy, en die Here het vir hom eintlik gesê, gaan vlug, gaan bly langs die spruitkrit, en dan sal ek vir jou daar sorg. En dan sien ons in 1 Konings 17 vers 2 tot 6, dan laat die Here vir hom in die oggend dan bring die kraaie vir hom brood en vleis. Imagine yourself dit, nee. Nou, ons het nou posduiwe, maar dis nog net dieselfde ding nie, nee. So, hy is hier langs die spruit, en hy kan uit die spruit uit drink, en dan in die oggend dan bring die kraaie vir hom vleis en brood, en in die middag of in die aand, dan bring die kraaie weer vir hom vleis en brood. So, hy is in die moeilikheid by die koning, want die koning is kwaad oor wat hy gesê het oor die droogte, en dan sê die Here vir hom, okay, maar gaan net soontoe, daar kan jy jou nie kry nie. Mens lees later in die koning se onderhandelinge met 'n ander profeet van die Here, dat die profeet sê dat die koning het woord gestuur na elke koninkryk, en hy het koninkryke gemaak 'n eed aflê, dat hulle nie weet waar Elia is nie. Nee, kan jy jouself dink, jy dreig jou buurkoninkryk en die buurkoning so om te sê, jy sal 'n eed aflê, om vir my te sê, jy steek nie vir Elia weg nie. So gretig was hy om hom te kry en om dood te maak, nee. En ek kan nou nie die profeet se naam onthou nie, want ek het die verhaal so lank terug gelees, maar Obadja, dan sê Obadja, as ek net vir die koning gaan sê, ek het jou gesien, gaan hy my doodmaak, nee. So, en dan sê die Heer vir hom, okay, gaan kruip weg by Krit, en ek sal vir jou daar sorg. En dan sien ons verder, as die stroom, as hierdie spruit by Krit nou opdroog, dan sê die Here vir hom, ek gaan na Sarfat toe, en daar gaan jy 'n weduwee kry, en Elia vra vir haar, geef my iets om te drink en iets om te eet, en sy sê, maar ek het net 'n klein bietjie meel, ek gaan nou letterlik 'n roosterkoek bak vir my en my kind, vir my en my seun, en ons gaan dit eet, en dan gaan ons wag om dood te gaan. Onthou, die land is in droogte, daar's nie kos nie. En die Here laat hierdie wonder gebeur, waar die weduwee se kruik en haar meel en haar olie nie opraak nie, en so kan sy vir haarself en haar seentjie en dan vir Elia sorg. Weereens, moeilikheid kom, die Here bring uitkoms deur wonderwerke te laat gebeur. Dan, as hy by hierdie weduwee is, dan gaan haar seentjie dood, en dan sê sy, het jy nou God se onheil oor my huis gebring, wat is jou probleem, wat het jy hier kom doen, en dan vat hy die seentjie, lees ons daar na die bovertrek toe, en hy bid vir die Here, en die Here maak hierdie kind weer lewendig. Weereens, Elia is in die moeilikheid, die Here gee 'n wonderwerk, Elia is uit die moeilikheid uit. Dan sien ons, wanneer hy nou wel vir Agab oproep, en hy sê, kry my met jou profete op die berg Karmel, dan, ons het nou gepraat oor hierdie verhaal, dan slag hulle albei 'n offerdier, en hierdie profete het gebid, en hulle het geween klaag, daar staan op 'n punt, eintlik in die oorspronklike taal het hulle mal gegaan, en hulle gode het nie die offeraltaar in die brand gesteek, en Elia sê, okay, kom ons maak die Here se nat met water, so nat, dat daar was 'n voor om die altaar, dat die voor ook vol water was, en dan bid hy tot die Here, en die Here verteer hierdie hele offer. Weereens, Elia is in die moeilikheid, die Here doen 'n wonderwerk, en Elia is uit die moeilikheid uit. Selfs met die reën na die droogte, net na hierdie verhaal, dan sê Elia vir
vir Agab, en ek dink dis wat sy lewe gespaar het daar, nê. Want onthou Agab en Jezebel hulle is nou convinced van Baal, so Agab sou die geleentheid wou gebruik om hom dood te maak. Maar wat sê hy vir Agab op die berg Karmel? Hy sê vir hom, ek sal dit weer laat reën, want die Here het gesê, as ek sê dit moet weer reën, dan gaan dit weer reën. Dis in die hande van Elia. So weer eens sy lewe in gevaar, en die Here gee vir hom die uitkoms deur om hierdie mag te gee oor reën na die droogte. Jy kan gaan lees in 1 Konings 18. En Elia bid na 3,5 jaar lank droogte. Na 'n droogte wat so erg was dat hierdie weduwee gesê het, ek gaan gou die laaste goed gaan bak en dan gaan ek en my seun dit eet en daarna gaan ons doodgaan van die honger. Kan jy jouself indink hoe verskriklik is dit? En die Here stuur reën nadat Elia daarvoor bid. As 'n ander verhaal, 1 Konings 18 vers 46. Dan gee die Here vir Elia die vermoë om vinniger as 'n perd te hol. Kan jy jouself dit imagine? Kyk, ons is nou in 'n tyd van Cheslin Colby, so ons het dit gesien, nê. Maar dit was nie daai tyd nie. So hy hardloop vir Agab op sy strydwa weg. So ek het lekker gelag toe ek hierdie weer lees, want toe ek op skool was kon ek redelik vinnig hardloop. Dit lyk nie nou so nie, maar ek het 112 flat gehardloop, nê. En nou deesdae as ek hardloop, onthou my kop nog hoe voel dit om vinnig te hardloop, maar iets hou my terug. Ek sit als in, maar ek wil nie gaan nie, nê. Nou, om ewe skielik te kan hol en jy so vinnig soos 'n perd, dit moet nogal amazing wees. So die Agab jaag om dood te maak en die Here is net soos daar gat Elia weer eens 'n wonderwerk bring hom uit die moeilikheid. En dan weer later in sy lewe is Elia een van 2 mense in die Ou Testament wat lewend in die hemel opgeneem word. Sê die ou se lewe word net geken dat as daar moeilikheid kom, is daar uitkoms. Die Here help hom uit hierdie moeilikheid uit. So dan sien ons nou vir Elia hier onder die besembos en hy's moedeloos, hy's depressief, hy's bang. Jy kan jouself indink die dreigement wat Jezebel vir hom gegee het, dat hy sal wreed vermoor word. Daai tyd het die mense mekaar sommer vir hulle honde gevoer, weet, so kan jy jouself indink, die vrees wat hy moes beleef het, hy's uitgeput, hy's moeg, want eintlik ook tussen al hierdie wonderwerke vlug hy al vir 'n baie lang tyd van sy lewe, vir sy lewe. So hy's net fisies, emosioneel, is hy net klaar en gedaan. Maar is in hierdie situasie, waar ons onsself ook baie keer bevind, dat ons emosies so oral is, dat ons nie weet wat om te doen nie. Dat ons so moedeloos raak, dat ons nie ons kop kan oplig nie, nê. Dat ons so gedaan is, dat ons nie weet, hoe gaan ons aan nie. Of dat 'n situasie so oorweldigend is, dat ons nie kan uitfigure, hoe face ons dit wat nou op ons pad is, hoe face ons hierdie situasie nie. En ons het eintlik ook nogal besembos oomblikke in ons lewe, waar ons al voel, ek het nou 'n bietjie genoeg gehad, nê. Of dis nou 'n bietjie taai, ek weet nie regtig hoe van hier af nie. En nou kan ons sê, ja, maar Elia het anders gehad, hy het al hierdie wonders van God gesien. En nou gaan ons hoor wat eintlik die grootste wonder van God is, wanneer ons verder gaan en ons kyk na Elia op Horeb. Wanneer mense hier kyk in hierdie verhaal, dan sien ons dat die Here maak vir hom duidelik, ek wil aan jou verskyn. Ek wil met jou kom praat. Ek wil jou herinner aan iets, want daar's iets van my wat jy van my vergeet. Daar's iets waarmee jy nie rekening hou, terwyl jy nou in hierdie situasie sit en sê, daar's nie hoop nie, daar's nie uitkoms nie. Dan staan daar, en die Here wil voor hom verbygaan, en daar was 'n sterk wind wat die berg stikkend geruk het, en die rotse gebreek het voor die Here. Kan jy jouself verbeel, 'n wind wat so sterk is, dat hy die hele kerkgebou plat waai. Want om 'n berg se rotse stikkend te breek en klippe weg te waai, ek weet nie of wie ook al die bouers was van hierdie geboue goed genoeg job gedoen het nie, nê. Kan jy jouself indink, en 'n ou soos Elia, en mense soos ons, wat God altyd net in die groot goed soek, in die massive uitkomste en oorwinnings in ons lewens, in die groot goed wat ons kan raak sien, in die gesond word na 'n lang siekbed, of die waar word van 'n droom, of 'n visie, of weet, dis ons oral waar ons kan sê, jy prys die Here, as dit sleg gaan, nie so seer nie, nê. Nou, met daai gesindheid, wat ons ook maar dra, en wat Elia gedra het, sê ons gesê, hey, hier is die Here, hierdie is magtige goed, hier is die Here, maar dan is dit duidelik, die Here is nie daarin nie. En dan selfs met die vuur, en selfs met die aardbewing, dis hierdie groot goed, waar ons as mense sou sê, hey, hier is die Here, en dan is die Here nie daar nie.
En dan sal die gedruis van 'n sagte koelte, soos daar nou om jou is. Lig staan nie stil nie, dit beweeg. Waar jy nou sit, is daar die gedruis van 'n sagte koelte wat om jou is. En in hierdie gedruis van die sagte koelte is die Here. Hoekom kan ons dit sê? Want Elia bedek sy gesig. En wat leer die Here vir hom? In hierdie situasies waarin hy homself en waarin ons onsself bevind, waar ons emosioneel implode, waar ons nie 'n uitkoms sien nie, waar dit moeilik is dit bloot maar net omdat ons die grootste wonder van God se wonderwerke vergeet. En is die feit dat God nooit ophou wonders doen nie. Dis die feit dat God nie sluimer of slaap nie. Dis die feit dat God totaal beheer het elke oomblik van ons lewe. Maak nie saak waar ons is of in wat ons onsself bevind nie. Soos die gedruis van die sagte koelte nou hier rondom ons is in hierdie gebou, so is die Here konstant aanhoudend besig om te werk in jou lewe en in my lewe. Besig om ons planne in plek te laat val, sy plan vir ons, in plek te laat val, en weet hy presies wat volgende gaan gebeur, en wat vir ons nodig is om volgende te doen, en ons sien dit in hoe hy dan verder met Elia praat. Ons het hierdie punt, Elia en die 7000. Hy sê vir hom, Elia, ek het 7000 laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Jy het so vasgekyk in jou situasie, jy het vergeet wie ek is. Eintlik wat die Here vir hom sê. Jy was so verstrengel deur jou menslike swakheid en emosies, dat jy vergeet het wat ek kan doen. Dat jy vergeet het dat ek getrou is, dat jy vergeet het dat ek goed is, en dat ek liefde is. Ek het 7000 mense vir my gespaar. En ek sê vir jou, ek sal hierdie goddeloosheid van Agab en Jezebel tot 'n einde bring. En die Here doen dit ook. Ek het 7000 vir my gespaar. Dis 'n Ou Testamentiese teks wat gewortel is in 'n waarheid wat in die Nuwe Testament konstant weer vir ons geleer is. Daar in Efesiërs 1 vers 4. So nog voordat God die wêreld geskep het, is ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. As die Here jou gekies het en sy eiendom gemaak het, hy jou deel van die 7000, daai tyd was dit 7000, maar in ons konsep is die getal 7 die volheidsgetal, nee. As hy jou deel maak van die wat hy uitverkies, wat syne is, dan is jou lewe vas en seker in sy hand. Moet jy nooit val in die gat om te sê ek wag vir die groot goed om te gebeur nie, maar altyd leef in die wete dat die groot God goed laat gebeur. Elke oomblik van jou lewe en in alles wat jy doen, want dis wie die Here is. So, die Here sê vir ons die besembos oomblikke herinner aan die Horeb wonders. En wat die Here jou vanaand aan wil herinner, is die wete en die vertroostende wete, dat hy konstant besig is om te werk, dat hy 'n plan het met jou lewe, dat as hy jou verkies het, het hy jou lewenspad en baan vir jou uitgelê, en hy jou vas en veilig in dit. Ons roeping is om te vertrou, nie te behou nie. Hoor julle? Ons roeping is om te vertrou, nie te behou nie. God se werk is om te behou. Ons moet vertrou, want die Here is besig. Om af te sluit, wil ek weer vir John Piper aanhaal in sy frase oor Christian hedonism, as hy sê, God is most glorified by us when we are most satisfied in him. Elia sou werklik waar die Here so verheerlik het in daai situasie, as hy gestaan het en gesê het, wat ook al God nou laat gebeur, is reg met my, want hy is in beheer. Hy het my voor die grondlegging van die aarde uitverkies. Hy is soos die gedruis van 'n sagte koelte nou besig om te werk in my lewe. Ek is tevrede. Gaan jy tevrede gaan lewe? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons herinner kan word vanaand aan hierdie waarheid, dat U altyd besig is. Dat U soos die gedruis van 'n sagte koelte in ons lewens werk. Dat die grootste wonderwerk in ons lewe is die wonder van U werk, wat konstant en sonder ophou is. En ons prys U en ons loof U daarvoor. Gee dat ons tevrede sal wees met alles wat U in ons lewe doen, met U plan, en dat ons U in dit altyd sal verheerlik. Ons bid dit van U Vader in Jesus se naam.